Dames en here, goeiemôre. Kinders, goeiemôre. Ek lees vir ons uit die Here se woord uit Matteus 16, 'n baie bekende gedeelte waarin die belydenis van Petrus opgeteken is. Matteus 16 vanaf vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê: "Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is?" En hulle antwoord: sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is ek?" En Simon Petrus antwoord en sê: "U is die Christus, die seun van die lewende God." Toe antwoord Jesus en sê vir hom: "Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees." Daarop het hy sy disippels bevel gegee en vir hulle gesê dat hulle vir niemand moes sê dat hy Jezus die Christus is nie. Want toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en die owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê: "Mag God dit verhoed, Here. Dit sal u nooit oorkom nie." Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê: "Gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense." Ek wil graag 'n bietjie net 'n paar gedagtes deel vanmôre oor Petrus se belydenis in vers 16, toe die Here vra: "Maar wie sê julle is ek?" Hy vra eers die vraag weier: wie sê die mense? Wat is die mense se mening oor my? Maar dan maak hy dit nouer, en ons moet altyd onthou, die Here kom altyd met, hy konfronteer ons altyd en sê: "Maar jy gaan self moet eendag rekenskap gee van wie ek is." Dan vra hy: "Wie sê julle is ek?" En Simon Petrus sê: "U is die Christus, die seun van die lewende God." Nou, die meeste van ons wat in gereformeerde kerke is gewoond aan dat ons op Sondag iewerster die geloofsbelijdenis doen. Gewoonlik die 12 artikels of die apostoliese geloofsbelijdenis. Hierdie jaar ook die geloofsbelijdenis van Nicea, wat 1700 jaar oud is. En as jy gelukkig is, het jy dalk al die geloofsbelijdenis van Athanasius ook gehoor wanneer jy in die kerk is. Nou, geloofsbelijdenis is 'n samevatting van dit wat 'n mens sê jy glo. As iemand jou vra: "Wat glo jy oor God?" Wat gaan jou antwoord wees? Hoe gaan jy op 'n baie kortbondige wyse vir iemand kan sê wat jy glo? Nou, hierdie woorde van Petrus is een van die eerste geloofsbelijdenisse wat in die Bybel vir ons opgeteken is. Daar's ander voorbeelde ook, kort sinsnedes wat uiteindelik ontwikkel het tot volledige geloofsbelijdenisse. En volgens die kerklike tradisie het hierdie woorde van Petrus uiteindelik die kern gevorm waar rondom die 12 artikels, soos wat ons dit ken, ontwikkel het. Maar deur die geskiedenis van die Christendom was daar meer geleenthede waar dit nodig was om 'n mens se belydenis op een of ander manier uit te druk, om vir mense te wys, nie net te sê nie, maar ook te wys wie jy is. Daar was 'n tyd toe die kerk geweldig vervolg was. In die eerste eeue na Christus was die vervolging onder die Romeinse Ryk baie swaar geweest, en Christene kon sommer net openlik hulle Christendom uitleef nie. Dit was vir hulle moeilik geweest, en hulle moes 'n manier kry om vir mekaar te wys dat hulle Christene is. Nou weet ek nie wie van u het al die visie tekentjie gesien, die Christelike simbool, die visie nie. Dit is 'n antieke Christelike simbool wat gebruik is deur Christene om aan mekaar te kommunikeer dat hulle inderdaad
navolgers van Jesus Christus was. Baie van ons weet dalk dat die visie 'n Christelike simbool is, maar ek dink min van ons weet wat die betekenis van daardie simbool is. Ons het daar by Lig en Duisternis 'n stalletjie, het ons 'n bandjie gemaak, 'n leerbandjie wat ons verkoop en ons hoop dat ons kinders eerder dit sal dra as die What Will Jesus Do bandjies, want dit sê soveel meer. En op die bandjie is die visie, en langs die visie staan die Griekse woord vir vis, ichthus. Nou, dit is een van die eerste akronieme wat gebruik is om iets meer te sê as net om die betekenis van 'n woord oor te dra. Ichthus is gekies deur die Christene, die visie as 'n simbool is gekies omdat elke letter van die Griekse woord ichthus vir iets staan. Ek gaan dit nou maar in Afrikaans sê, maar dit staan vir die belydenis, Jesus Christus, die Seun van God, is ons verlosser. Dit wat Petrus hier gedoen het, dit het die vroeë Christelike kerk ook gedoen. Hulle het hulle belydenis geleef, hulle het hulle belydenis gedra, hulle het hulle belydenis gewys deur die simbole. Daarom is simbole vandag nog vir ons as Christene so belangrik. Kyk maar net, hier staan ons met die vlae, simbole is vir ons belangrik, want dit sê iets van wie ons is. En as jy daardie bandjie dra, of as jy iewers daardie teken het, dan sê daardie visie so baie van wie ons is, want dit is dieselfde belydenis wat Petrus hier uitgespreek het. U is die Christus, die Seun van die lewende God. En hulle het net nodig gehad om daai vistekentjie vir mekaar te wys. En toe ons die voorreg gehad het om so 2 jaar terug in Turkye te wees, het ons by een van die ruïnes daar in Klein-Asië gestaan by een van die kerke en toe lê daar nog 'n klip op met die visie op uitgegrafeer. En wanneer die Here Jesus hierdie woorde, hierdie vraag vir sy disippels vra, dan vra hy dit vir hulle interessant genoeg in 'n vyandige wêreld. Ons lees hierdie gedeelte begin met die woorde, en toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy hierdie vraag vir sy disippels gevra. Dis die noordelike dele van Israel. Dit was ook die deel waar die verskillende godsdienste en die sinkretisme, vermenging van godsdienste op sy meeste was. Waar daar ook die meeste afgodsbeelde was. So die Here Jesus gaan staan tussen die afgodsbeelde, tussen, ons kan dit maar noem 'n sekulêre wêreld, waarin mense klomp verskillende gelowe het, en hy vra vir hulle, maar wie sê julle is ek? Hier is die plek waar jy moet sê wie ek is. Hier is die plek waar jy moet standpunt inneem. Hier, waar almal ander menings het as jy, is dit tyd dat jy standpunt inneem vir wie jy sê ek is, en vir wie ek werklik is. Want as jy 'n Christen is, kan jy nooit 'n draadsitter wees. Jy kan nooit stil wees. Jy moet jou getuienis dra, jy moet jou getuienis wys, jy moet jou getuienis leef. Mag dit ook wees dat as ons op hierdie velde gaan vandag en as ons hier tussen mekaar is, dat ons hierdie getuienis van ons sal leef. Dat mense sal sien, dat mense sal hoor, sonder dat ek 'n armbandjie dra, sonder dat ek 'n visie iewers op my kar geplak het, sonder dat ek iewers een of ander vorm van 'n belydenis moet vir mense wys, dat hulle net deur na my te kyk kan sien, hierdie persoon, hierdie kind, buig, hy buig voor God, hy buig, en hy sê, Jesus Christus, die Seun van God, is my verlosser, en ek is sy kind, en ek eer hom. Mag ons hom eer, mag ons lewe vandag, mag ons optrede in hierdie 3 dae, as skeieregters, as ouers langs die veld, as kinders op die veld, en die manier hoe ons met mekaar omgaan, mag dit so wees dat mense kan sê, waarlik, Jesus Christus is die Here. Mag ons so leef, dat die Here Jesus nie vir ons moet sê, soos vir Petrus, gaan weg agter my Satan, want jy is besig om my werk in die wiele te ry. Maar mag ons so leef, dat ons die koninkryk van die Here uitbrei, want hy is inderdaad op die troon. Ons het nou die dag die hemelvaart van die Here Jesus gevier. Hy sit op die troon, hy regeer, en dit is ons taak om te wys wie is op die troon. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons kom buig voor U, want U is die Almagtige, U is die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en U regeer, Here, oor alles en oor almal. U het ook die scepter van heerskappy aan die Seun Jesus Christus, wat uit die dood uit opgestaan het, oorgegee, sodat die heerskappy aan hom behoort.
En hy inderdaad kon sê voordat hy opgevaar het na die hemel, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En daarom bid ons saam met die kerk van die eeue, laat u naam geheilig word, maar laat u koninkryk ook kom. En as ons dit bid, Vader, dan is dit nie iets wat ons vra omdat u koninkryk vir ons ver in die toekoms lê nie. Ons weet dat u reeds regeer deur die Seun Jesus Christus en deur u Gees wat in ons lewens uitgestort is. Ons weet dat u in beheer is oor alles wat op hierdie aarde en in hierdie wêreld gebeur, ten spyte van wat rondom ons aangaan, ten spyte daarvan dat ons voel asof daar ander kragte en magte besig is om te werk en dalk partykeer vir ons voel asof hulle groter en sterker as u is. Here, u is koning, u regeer. En ons bid dat ons belydenis ook in hierdie 3 dae dit sal bevestig, dat u ons koning is. Nie dat ons koning is nie, nie dat ons eie baase is nie, nie dat ons vir onsself besluit en niemand sal vir ons voorsê wat ons wil en wat ons mag en wat ons nie mag nie. Maar dat ons lewens 'n stille, maar 'n lewende en kragtige getuienis sal wees, dat Jesus Christus op die troon van ons harte sit, maar ook op die troon van die hemele sit, en oor die hele wêreld en die ganse heelal heers. Here, want uiteindelik is dit die boodskap wat moet uitgaan. Dit is wat verkondig moet word. Elke tree wat ons gee, behoort ons die vaandel in te plant om die grense van die koninkryk van die hemele uit te brei, totdat u kom. En daarom bid ons ook een van die belydenisse wat nog vir ons in die Bybel opgeteken is. Maranatha, kom Here Jesus, kom gou, want ons kan nie wag nie. Maar intussen tyd is ons in hierdie wêreld, Vader, en ons is hier geroep om vir u te leef, en in hierdie 3 dae wil ons dit ook graag doen. Maar nie net in hierdie 3 dae nie, ons wil dit in ons hele lewens doen, en ons bid dat u ons deur u Gees sal rig en sal lei, dat ons tot eer van u naam sal leef. In die besonder in hierdie 3 dae. Wil u hand van seën oor hierdie 3 dae hou, en ons dankie, Here, vir al die seëninge en oorvloed wat ons so mildelik uit die hand uit ontvang, as beweging, as skole, as individue. Here, net die voorreg om hier te kan wees, om te kan deelneem, om gesond te kan wees. Dit is uit u hand uit. Ons eer u daarvoor. Gee dat ons altyd erkentlik sal wees. En mag hierdie dag ook 'n getuienis wees van u voorsiening en van u teenwoordigheid in ons lewens. Vader, dankie vir hierdie beweging. Ons bid vir elkeen wat ook voorstap, leiding moet neem in die omstandighede. Dankie dat ons ten spyte van ons omstandighede steeds staande kan bly, omdat ons gebou is op die fundament. Daardie fundament van die kerk, die belydenis dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God, en waarvan ons die belofte het, dat nie eens die poorte van die doderyk sal oorweldig nie. Ons bid hierdie dinge in Jesus Christus se naam. Amen.